JJ-Math. In hierdie video gaan ons 'n bietjie kyk na vergelykings met rasionale breuke as dit kom by eksponente. So al wat dit beteken is, jy moet vir x oplos, maar sy eksponent gaan 'n breuk wees. So hier is 'n paar reëls wat jy moet verstaan. Maar voor ons by hierdie vraag kan uitkom, is daar net twee konsepte wat ek net gou-gou wil verduidelik wat baie belangrik is om te verstaan wat hierdie reëls en so aan by hierdie afdeling beteken. Eerste ding waarna ons gaan kyk is net 'n paar basics. So wat sal jy sê is die wortel van 16? Onthou, ek kan dit oorskryf as 16 tot die mag 1/2, maar ons almal weet die wortel van 16 is 4. Okay. Nou, vir die van julle wat nog baie mooi onthou van die laergrade, sou party onderwysers gesê, wel al die onderwysers sou gesê het, die antwoord is actually plus of minus 4. Maar vir hierdie deel van die hoofstuk vat ons net die sakrekenaar se antwoord en dit gaan altyd 'n positiewe 4 wees. So ek wil hê julle moet dit net in gedagte hou. Selfde met as ek kyk na wat is die 4de magswortel van 81, onthou ek kan dit skryf as 81 tot die mag 1/4 en die antwoord is net 3. Nou, hoekom wys ek dit vir jou? So wat jy hier uit moet leer is, as ek 'n wortel het wat 'n ewe wortel is, so onthou as ek nie iets sien nie, is dit 'n 2 of as al duidelik 'n 4 of 'n 6 of so iets staan, kan ek dit oorskryf as die grondtal tot die mag 1 op daai spesifieke eksponent. So daai antwoord moet altyd positief wees volgens die sakrekenaar. So as jy 'n som gaan kry soos hierdie ene, sê nou maar 3 op 4, dan kan die antwoord nie negatief wees nie, want die sakrekenaar gaan nooit vir jou 'n negatiewe antwoord gee vir 'n wortel nie. Dis die eerste groot ding. Die deler van die eksponent mag nie ewe wees as dit 'n negatiewe antwoord het nie. Die volgende reël wat ons net gou moet bespreek, ken almal darm. So almal weet jy kan nooit die antwoord van 'n negatiewe wortel kry nie. Dit is nie reël. So onthou, as ek hierdie gaan oorskryf, lyk dit soos volg en ek kan hierso dadelik net sê nie reël of geen oplossing. Geen oplossing. So weer eens hierso, as die onderkant van die eksponent se breek 'n ewe getal is, kan ek nie 'n minus daar binne hê nie. So kom ons kyk hoe lyk die somme in hierdie video. Okay, so as ek kyk na A, dan kan ek sien daarso is 'n eksponent, 'n 4 op 'n 5. Okay, maar die antwoord is 16. So in hierdie geval om die antwoord te kry, gaan ek net die resiprook of die omgekeerde eksponent vir die ander kant gee. So ek gaan dadelik net sê dit word tot die mag 5 op 4. As ek dit in my sakrekenaar intik, gaan die antwoord wees 32. Okay. Nou as ek presies dieselfde som kry, maar daar is 'n minus aan die ander kant, as ek weer die resiprook gaan doen, 5 op 4, en ek sit hom in my sakrekenaar, gaan hy vir my sê, geen oplossing. Okay, nou hoekom gebeur dit? Want onthou as die eksponent 'n ewe getal onder het, beteken dit ek sit 'n 4de magswortel oor dit. So ek kan hierdie gaan oorskryf as die 4de mag van minus 16 tot die mag 5. En as dit 'n ewe wortel is, mag daar nie 'n minus in wees nie. Dis hoekom dit 'n geen oplossing is. Selfs met die volgende ene, kom ons kyk gou daar. So hierso het ek klaar 'n ewe getal onder, wat beteken hierdie kan geskryf word as x tot die mag 3 se 4de magswortel. En daai antwoord mag nooit minus 16 wees nie. So hierdie ene is ook geen oplossing. Okay. Nou hoe weet jy wanneer moet jy geen oplossing skryf? Dis nou waar die onderblok inkom. As die ander kant 'n minus het, dan mag die eksponent se deler of noemer nie 'n ewe getal wees nie. So in B was die noemer 'n ewe getal, dan mag daar nie 'n minus aan die ander kant wees nie, want ek mag nie 'n negatief onder 'n wortel hê nie. By C was die deler 'n ewe getal en dit beteken dit was in 'n 4de magswortel en die antwoord van 'n ewe wortel mag nooit 'n minus hê nie. Ek hoop dit maak sin. Dit vat so 'n bietjie getting used to, maar ja, die reëls word nie moeiliker as dit nie. Jy moet net weet as daar 'n minus aan die ander kant is, mag niks 'n ewe eksponent hê aan die linkerkant nie. Kom ons kyk gou by hierdie 4. Watter gaan antwoorde hê en watter gaan geen oplossing wees nie. So by die eerste ene, daarso is nie ewe getalle by my eksponent nie, so ek kan dadelik net die resiprook gaan sit daarso so tot die mag 5 op 3 en daai antwoord is dan, volgens my sakrekenaar, minus 3125. Okay, die ene langsom, ek gaan deel met minus 4 dadelik, so dis x tot die mag 4 op 6, is dan gelyk aan, minus 64 gedeeld deur minus 4 is net 16. So daarso kan ek nou net weer die resiprook gaan sit en sê, okay, so x is gelyk aan 16 tot die mag 3 op 2, as ek het vereenvoudig, want 4 op 6 is selfs as 2 op 3, so as ek dit dan in my sakrekenaar sit, is die antwoord net 64. So al was daar 'n minus, het hy uitgekanselleer toe ek my algebra stappe gevolg het. So moenie sommer net aan die begin besluit ek sien 'n minus, so dis geen oplossing nie. Dis nie waar nie. Okay, nou die volgende ene, ek kan daai voetjie vereenvoudig na x tot die mag 4 is gelyk aan minus 16 en weer eens nou die ewe getal is in die noemer, dan mag daar nie 'n negatief aan die ander kant wees nie, so geen oplossing. Laaste som hierso, gaan ek nou die
4 gaan ek oorskryf, so dan het ek x tot die mag minus 2 op 3 is gelyk aan minus 4, maar ek gaan hom ook sommer deel met die minus 16. So dit gee dan vir my positief 'n kwart. OK, nou die regterkant, die antwoord het nie 'n minus nie, maar die eksponent het 'n minus. Dit maak nie saak nie. Ek kan nog steeds die resiprook gaan skryf. So dit gaan dan wees 'n kwart tot die mag 3 op 2, maar daar's 'n minus daarso. En dan volgens my sakrekenaar gaan dit net 'n 8 wees. Maar kom ons kyk gou-gou na die wiskunde daar agter. So onthou, ek kan 'n kwart gaan oorskryf as 2 tot die mag minus 2. En as ek dit dan maal met 'n eksponent van minus 2 op 3, gaan die 2's uitkanselleer, die minusse gaan uitkanselleer en 2 tot die mag 3 gee net vir my 'n 8. Daar's hy julle so. Al wat jy hier moet leer in hierdie stukkie is, as daar 'n minus aan die ander kant is, mag niks aan die linkerkant 'n ewe eksponent hê nie. Anders skryf jy geen oplossing. Ek hoop dit maak sin. Ons sal nog 'n paar van hierdie oefen in die eksamenhersiening video. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.